Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels bietjie les. My naam is Armin Kritzinger en elke week bied ons die volwasse Sabbatskoolstudie van die Sewende Dag Adventiste Kerk aan. Ons vra nie vir geld of vir donasies nie, maar julle kan hierdie program ondersteun deur asseblief vir ons die like knoppie te druk. Lewer asseblief vir ons eenvoudige kommentaar soos dankie, amen van waar julle af luister. Dit wys vir YouTube dat julle glo hierdie video is die moeite werd vir julle tyd en dan gaan YouTube hierdie video aan nog meer en meer Afrikaanse mense wys. En so kan jy dan 'n rol speel sonder om enigiets te betaal om die evangelie aan meer en meer mense te bring. Onthou, ons doel hierso is om Jesus met soveel Afrikaanse mense te kan deel as moontlik. Voor ons aan hierdie week se les gaan begin, kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weer 'n bietjie tyd kan neem hierdie week om les te gesels. Ons vra vir die gawe van die Heilige Gees om ons te leer wat waar is, sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Vir al ons gewone kykers, vir al ons nuwe kykers, onthou, ons is in die 3de kwartaal van 2026. Ons is besig met 'n reeks van 13 lesse oor 1ste en 2de Korintiërs. En laasweek het ons gekyk na les nommer 3 wat gegaan het oor eenheid. Ek het 'n baie wonderlike tyd gehad in Suid-Afrika. Dit was verskriklik lekker vir my om baie mense daarso te ontmoet wat gesels, bietjie les kyk elke week en ek is so baie dankbaar vir julle ondersteuning en bywoning van hierdie program elke week. Nou hierdie week beweeg ons aan na les nommer 4. En les nommer 4 se titel is Sonde binne die kerk. Dit is nou 'n interessante titel. En dan is daar so 'n foto van 'n dame daarso wat heel geskok lyk, amper soos 'n mooi YouTube thumbnail deesdae lyk wat hulle probeer om die mense se aandag om so te trek. Nou op Sabbatmiddag, ons geheue teks wat eintlik 2 tekste is 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19 en 20 en dit is 'n baie bekende deel in die Bybel. Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggaam beheerlik. So 'n bietjie later in hierdie week se les gaan ons kyk hoe hierdie 2 verse mooi insluit by die hoofgedagtes. Nou Sabbatmiddag sê die les daarso vir ons wat verskriklik belangrik is. Ons brein is soos 'n spons. Alles wat die sintuie ontvangs, of jy dit nou sien of jy luister, voel, proe, dit steek vas. En die meeste van daardie dinge ontvang die brein sonder dat ons dit eers besef. So baie keer dan dink ons by onsself, ag, jy weet, hierdie dinge affekteer my nie so nie. Dit is soos water op 'n eend se rug of wat ook al dit mag wees. Sjoe, ek was nou trots op baie mooi Afrikaanse wat ek daar uitgehaal het. Maar die realiteit is dat dit affekteer ons al is ons nie noodwendig bewus daarvan nie. So tot 'n mate het daardie dinge 'n uitwerking op die dinge wat ons dink, voel en doen. Op die einde van die dag, daai 3 dinge het te doen met ons karakter. Dit is waarom ons, selfs as Christene, so maklik deur al die slegte dinge van hierdie wêreld geraak word, want ons is soos 'n spons. Sedert haar totstandkoming spook die kerk steeds met hierdie probleem. Waar het Sondagviering byvoorbeeld vandaan gekom? Het die Christendom dit net uit die spreekwoordelike nie tevoorskyn gebring? Nee, die les sê vir ons hierso op Sabbatmiddag dat dit het te doen met die kulturele omgewing waar die mense hulle self in gevind het. Nou daai is net een voorbeeld, die Sondagviering. Daar is baie ander voorbeelde wat ons aan kan dink en 'n paar van hulle gaan ons probeer om hierdie week se les te noem wat geaffekteer word deur die kulturele omgewing van ons as mense in gemeenskap en ook in die kerk. So hierdie beginsel tree ook in werking in Korinte. So laas week in 1 Korintiërs hoofstuk 1 tot hoofstuk 4 het ons gekyk na hierdie partydigheid, ons hierdie kliks wat so vorm in ons kerke. Nou fokus Paulus op ander kwessies. Nou hierdie is die dinge waarna ons gaan kyk hierdie week en dit is nou in hoofstuk 5 tot hoofstuk 7, so dis daai 3 hoofstukke. So wat is die kwessies waaroor ons gesels hierdie week? Seksuele losbandigheid, hofsaake, prostitusie, die huwelik en enkellopendheid te make. So, miskien voel jy, jy weet, van hierdie dinge het nou nie so baie met my lewe te doen nie, miskien nou nie, weet, prostitusie en hofsaake en al hierdie tipe dinge nie, maar vir al die laaste 2, die huwelik en die enkellopendheid, dit beteken nou vir die getroudes en die ongetroudes, ek bedoel, almal van ons wat besig is met hierdie week se les, val heel moontlik in een van daai groepe. Of jy is in 'n huwelik, of jy is getroud, of jy is enkellopend, jy is nie getroud nie, of jy nou 'n weduwee of 'n weewenaar is, wat ook al die saak mag wees. So die wêreldse standaarde het die gemeente in vele opsigte sterk beïnvloed. Nou liewe kyker by die huis, dit is een van die hoofgedagtes wat ons gaan sien in hierdie les nommer 4, is hoe die wêreldse standaarde, die wêreldse kultuur, die kerk kan infiltreer en probleme veroorsaak in die kerk.
En ons dink nie net aan 2000 jaar terug of wat ook al in Korinthe nie, ons dink aan vandag 2026 daar in jou kerk. En moenie vinger wys na die mense wat daarso sit in die kerk of daarso sit in die kerk nie. Die belangrikste vraag wat ons hierdie week vir onsself moet vra is, wat van my, wat van jou? Is die wêreldse standaarde besig om my geestelike lewe oor te neem? Dit is 'n verskriklike belangrike vraag wat ons hierdie week na sal moet kyk. So die tweespalt wat in 1 Korintiërs hoofstukke 1 tot 4 geboekstaaf word, het die weg gebaan vir die swak sedes wat in die daaropvolgende hoofstukke te sprake kom. So wat beteken dit? Een eenvoudige kleuterskool Afrikaans, omdat daar al hierdie kliks was, omdat mense vir hulle self 'n naam probeer maak, omdat daar soveel trots is onder die mense, maak die deur oop vir al hierdie immorele dinge om by die kerk in te kom en in die lewens van die individuele kerklidmate in hulle huisgesinne. So hoe probeer Paulus hierdie sondes binne kerkverband aanspreek en watter lesse is daaruit te put vir die moderne kerk, gemeente en gelowige? Dis die vraag wat ons wil beantwoord in hierdie week. Nou ek moet gou vinnig iets hierso sê, onmiddellik hierso op Sabbatmiddag, ons gaan nie hierso om die bossie dans en goeie soos dit nie, ons moet dit sê soos wat dit is, ek is nie hierso om julle tyd te mors nie, julle het baie dinge, belangrike dinge om te doen in julle lewe, ek het baie belangrike dinge om te doen in my lewe, so kom ons sê nou maar net dit soos wat dit is. Baie mense sal vir jou sê, dat die kerk is nie 'n museum om heilige mense tentoon te stel vir die wêreld nie. Die kerk is 'n hospitaal vir siek mense. Nou liewe kyker by die huis, dit is waar, dat die kerk is 'n hospitaal vir siek mense. Maar jy weet mos nou baie goed, as jy na 'n hospitaal toe gaan, is die hele hospitaal nie net vol siek mense nie. Daar is dokters en daar's verpleegsters, verpleegsusters, en hulle behoort nie siek te wees nie. Die dokter is Jesus, en die verpleegster of die verpleegsusters, hulle kry die medisyne by Jesus. Dit is die mense wat oorwinning gekry het in hulle lewe, wat wedergebore is, en hulle deel dan daardie goeie nuus met die siek mense wat kom, sodat daardie siek mense gesond kan word. Die probleem is dat baie mense bied dit aan asof die kerk 'n hospitaal is vir siek mense, waar siek mense gaan kom en hulle gaan nou maar net vir ewig siek bly, asof hulle 'n terminale kanker het en hulle gaan nou maar net daarvan sterf. Nee, liewe kyker by die huis, asseblief, ons moet hierdie belangrike punt verstaan, dat die evangelie is goeie nuus, dat mense kan genees word van die sondeprobleem, dat God se beeld kan herstel word in die mens. So moenie daardie leuen van Satan glo nie, en dis 'n verskriklike populêre leuen in die wêreld vandag. Om te dink dat jy gaan nou maar 'n hospitaal toe, jy is siek, die dokters is siek, die verpleegsters is siek, almal is siek, en jy gaan nou maar net siek wees totdat jy eendag sterf. Jy weet mos nou baie mooi, as jy na 'n hospitaal toe gaan en dinge lyk so, kan jy jou hospitaal wil verander. En dit is een van die hoofredes, glo ek persoonlik, hoekom baie mense ook ons kerke verlaat, is omdat hulle nie genesing vind in die kerk nie. Hulle is gebroke mense, slawe van sonde, en dan gaan hulle kerk toe en die boodskap wat hulle daar sal hoor is, dis nou maar net hoe dit is, dis hoe jou lewe vir ewig gaan wees, jy gaan nooit kan verander nie, en dit gee nie vir hulle hoop nie, dit gee nie vir hulle vryheid, die ware vryheid wat Jesus vir hulle wil gee nie. Nou Sondag se titel daarso is, wanneer geloof en praktyk strydig is. Nou verskriklike belangrike punt. Ons sien dit in Romeine hoofstuk 7, wanneer Paulus sê, ek elendige mens, wie gaan my red van hierdie liggaam van die dood? Die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie, die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit is hierdie ervaring wat ons het, waar ons het hierdie kopkennis, 'n teorie wat heel moontlik goed en reg en waar is, maar dit verander nie ons lewe nie. Ons lewe nie volgens daardie kennis wat ons het nie. Daardie selfde ervaring wat Paulus daarso van praat in Romeine hoofstuk 7, word ook van gepraat in Openbaring hoofstuk 3 van die Laodisense kerk. Daardie louwarm ervaring. As jy warm is, dan weet jy wat is reg en jy doen dit. As jy koud is, weet jy nie wat reg is nie, so jy kan dit nie doen nie. Maar Jesus sê nou omdat jy louwarm is, gaan hy jou uitspoeg, want jy weet wat is reg, maar jy doen dit nie. Jy het 'n gesondheidsboodskap, maar jy's nie gesond nie. Jy het mooi waarheid oor hoe om lief te wees vir jou buurmense, maar jy is nie lief vir hulle nie. Jy het mooi waarhede oor huwelike en families, maar jou families val uit mekaar uit. So hierdie geloof en praktyk wat strydig is 'n groot probleem in ons Christelike lewe. Ek sal sê een van die grootste, heel moontlik top 5, top 3 as dit nie top 1 is nie. So reg deur die geskiedenis van die Christendom bestudeer teoloë, predikante, al hierdie slim mense die Nuwe Testament. Alles in 'n poging om vas te stel hoe die kerk veronderstel is om te wees. Maar wat ons dan gaan sien hierson in die eerste paragraaf, dit gaan nie net oor hoe die kerk veronderstel is om te wees nie, maar ons gaan ook sien in die Nuwe Testament wat die kerk nie moet soos wees nie. Wat die dinge is om basies te vermy. Wat ons kan sien dat mense het probleme, is wat die paragraaf daarso vir ons sê. So Paulus se sendbriewe aan die Korintiërs is 'n goeie vertrekpunt vir so 'n studie om te sien
Wat is die probleme wat ons moet vermy? So die Bybel gee vir ons voorbeeld van goeie gemeentes en goeie kerke, en dan ook voorbeelde van probleme, en soos wat ons nie moet wees nie 'n goeie voorbeeld nie. So ons gaan bietjie daarna kyk hierdie week. So kom ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 1 tot 13. Dit is seker een van die hoofgedeeltes waar ons gaan gesels hierdie week. Hoofsaaklik is dit 13 verse in hoofstuk 5 en 13 verse in hoofstuk 6. So watter skandalige gedrag beskryf die apostel Paulus in hierdie skrifgedeelte? Waarom is dit so kommerwekkend? So kom ons lees gou daardie 13 verse saam. Party mense vind hierdie Afrikaans 'n bietjie moeilik. Jy moet maar gaan probeer in verskillende vertalings lees, maar ek gaan probeer om dit so eenvoudig as moontlik vir ons te verduidelik. So 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle. En onthou Paulus is besig hier om te skryf vir die kerk. En hy sê hierso onder die kerkmense hoor hulle van hoerery. En hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En tog is julle opgeblaas in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Want wat my betref, het ek, liggaamlik afwesig, maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom van so iets gedoen het, in die naam van onze Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van onze Here Jesus Christus, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sal julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is of 'n gierigaard of 'n afgodedienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower nie. Met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. Sjoe, dit is nou regtig 'n mondvol gewees daarso. So wat is die skandalige gedrag wat hy hierso beskryf en waarom is dit so kommerwekkend? Die skandalige gedrag wat hy beskryf is hierdie hoereerdery waarvan hy praat. Nou om meer spesifiek te wees, hy sê dat daar's 'n man wat sy pa se vrou gevat het. Nou die les verduidelik vir ons 'n bietjie daarso dat dit klink asof dit 'n man is wat basies saam met sy stiefma iets gedoen het wat hy nie moet doen nie. Stoute mense. So, wat maak dit so verskriklik erg? Paulus sê, selfs die heidense mense, hulle doen nie eers sulke tipe dinge nie. So die les sê hierso vir ons, dat hierdie bloedskande was ietsie wat hulle as vreeslik beskou het, selfs die mense wat nie eers Christene is nie. En hierso is 'n belangrike punt wat ek wil noem, liewe kyker by die huis. As ons die ware evangelie in Jesus leer ken, en ons draai ons rug op Jesus en die waarheid, gaan ons nie net teruggaan na waar ons was, voordat ons Jesus ontmoet het nie, maar ons gaan nog laer val, en dis presies wat ons hierso sien, wat gebeur het in daardie kerk. Hierdie is iemand wat 'n broeder is, iemand wat deel is van die kerk, en omdat hy sy rug gedraai het op Jesus en Jesus se beginsels, en hy nou heeltemal besig is met dinge wat ver weg by die afgrond af is, wat selfs die heidense mense nie eers doen nie. Nou die les sê hierso vir ons, wat nog so erg is, wat Paulus daarvan praat in hoofstuk 5, van verse 1 tot 13, wat ons nou net gelees het, is dat die kerkse mense, hulle voel nie eers sleg daaroor nie, hulle treur nie eers daaroor nie, is nie asof hulle eers skaam kry daaroor nie, dis amper asof hulle 'n tipe van 'n trots het, oor 'n spog het, oor hierdie tipe dinge wat hulle toelaat om onder hulle te gebeur. Nou, ons kan maklik hierso sit vandag, en ons kan vinger wys, jy weet, 2000 jaar terug, kan nie glo dat dit gebeur en dat gebeur en al hierdie tipe dinge nie. Maar kom ons maak dit bietjie prakties, want ek bedoel, as ons dit nie prakties maak vir vandag se lewe nie, dan wat is ons besig om te doen met hierdie les? Wat van jou kerk? Wat van my kerk? Wat van my gesin? Wat van jou gesin? Is hierdie selfde dinge nie besig om te gebeur nie? Wel, miskien is dit nie iemand wat met hulle stiefma slaap of enigiets soos dit nie, maar wat van mense wat voor huwelikse of buite huwelikse gemeenskap het? Daar was 'n tyd gewees in die kerk wat dit taboe was, wat mense geskok was as hulle van so iets hoor. Is dit nog steeds so? Of is dit dat baie plekke in die kerk vandag, is dit nou maar net normaal, dis nou maar net aanvaar, dis nou maar net okay, dis nou maar net hoe die samelewing nou is. En so kan ons sien, stadig maar seker,
is die wêreldse standaarde en die kultuur besig om in te slyp in die kerk in. Daar's 'n hele paar ander voorbeelde wat ek kan noem, en ek gaan dit nie nou noem nie, want die les gaan vir ons vra in die einde hierso van Sondag om daaroor te gesels. Watter dinge word duidelik in die skrif verbied? Dinge wat ons deesdae ter wille van sogenaamde liefde en aanvaarding die gevaar loop om te duld. Nou 'n paar voorbeelde wat ons kan noem is, byvoorbeeld 'n buitehuwelikse gemeenskap wat onder mense plaasvind. Huwelike tussen mense wat nie man en vrou is nie. So ek moet my woorde mooi versigtig hierso kies, anders te gaan YouTube my video afhaal. So julle weet presies waarvan ek praat. Die wêreld wat ons vandag in lewe, die alfabet mense, en nie dat ons die mense haat of die mense bespot nie. Ons is lief vir die mense, maar ons is ook duidelik daaroor dat dit is nie gedrag wat die Bybel goedkeur en aanvaar nie. Ander dinge wat ons vir liefde of aanvaring miskien 'n blinde oog voorwys is, dinge soos die versierings van die wêreld, die mode, die soos die Engelse mense sal sê, die fashion van die wêreld. Wat dit ons al soos die mense van die wêreld lyk, soos die mense van die wêreld aantrek, en ons sê, ag, jy weet, dis nou nie 'n groot ding nie, ons wil nie 'n groot ding daarvan maak nie. Dis die klein jakkelsies wat die wingerd gaan verwoes. Die klein jakkelsies. Maandag se titel sê vir ons, hoe om skandale te hanteer. So kwessies rakende seksualiteit is altyd moeilik. Dit was moeilik vir Paulus gewees, en so is dit ook moeilik in ons tyd. Dis mos nou maar sensitief. In hierdie tipe situasies moet ons getrou aan die skrif bly en die probleem bidend en liefdevol hanteer. Nou julle weet, liewe kyker by die huis, baie keer wil mense getrou aan die skrif bly, maar hulle wil dit nie bidend en met liefde hanteer nie. Of aan die ander hand wil mense dit bidend en met liefde hanteer, maar hulle wil nie getrou aan die skrif bly nie. Ons het albei nodig. Ons moet getrou wees aan die skrif, en ons moet dit bidend en met liefde hanteer. Herstel is natuurlik die hoofdoel hier, iets wat ons nooit uit die oog moet verloor nie. So wanneer kerkdissipline plaasvind, moet ons besef dat die hoofdoel van kerkdissipline is om mense te herstel, om mense te help om terug te keer na die regte pad. So dan sê die les hierso vir ons om weer te kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 1 tot 13, dis wat ons nou net gelees het. Hoe sê Paulus met hierdie situasie hanteer word? Hy praat duidelik hierso van kerkdissipline wat gehandhaaf moet word. Nou liewe kyker by die huis, kom ons wees eerlik met mekaar, kom ons speel oop kaarte, ons gaan nie hierso om die bossie spring nie. Vra vir jouself die vraag, hoe gereeld of wanneer laas in jou kerk wat jy bywoon, was daar kerkdissipline gewees? In ons kerkhandleiding is daar 'n hoofstuk oor die kerkdissipline, die redes vir waarvoor kerkdissipline plaasvind, die stappe wat geneem moet word, wat die doel daarvan is, baie mooi, gaan lees dit asseblief. Maar wanneer was die laaste keer wat so iets in jou kerk gebeur het? Miskien doen dit, maar ek dink in baie kerke gebeur dit nie. En ons kan nie hierso 'n blinde oog wys vir 'n paar kwartale terug toe ons Josua bestudeer het en Achan se storie deurgegaan het nie. Achan, wat ongehoorsaam was, opsetlik in rebellie teenoor God, na geleentheid is hom gegee om terug te draai na die Here toe, hy het dit van die hand gewys, en die hele nasie van Israel is geaffekteer as gevolg van daardie persoon. En Paulus het self ons hierso gesê in 1 Korintiërs hoofstuk 5, dat 'n bietjie slegte appeltjie kan alles aansteek, kan alles verwoes. Hy praat daarso mos van die suurdeeg. So dan gee die les hierso vir ons op Maandag regtig 'n baie mooi opsomming van hierdie verskillende stappe wat Paulus van praat oor hoe hierdie persoon hanteer of behandel moet word. Onthou met die oogpunt om hom te herstel. So eers hierso in verse 2 en 13, toe sien dat hierdie man uit julle midde verwyder word. So hierdie verwys na kerktug, om iemand basies onder sensuur te plaas. Nou dit beteken nie dat hierdie persoon nie meer die kerk mag bywoon nie. Onthou, wanneer iemand onder kerkdissipline geplaas word, of hulle name miskien van die boeke afgehaal word, beteken dit net, hulle kan nie in die besigheidsvergadering stem nie, hulle kan nie poste in die kerk beklee nie, maar daardie persoon kan nog steeds kerk toe kom en aanbid en al daardie tipe dinge. Natuurlik, hoekom? Want die doel is dat hulle verhouding met die Here herstel moet word. So al kan hulle nie daardie ander rolle speel nie, al kan hulle miskien nog nie 'n lidmaat wees totdat hulle miskien weer gedoop word, of wat ook al die situasie mag wees nie, hulle kan nog steeds bywoon. Dan moet julle daardie man aan Satan oorgee. Wat beteken dit? Daardie man wat gekies het om so stout te wees, hy het basies klaar gekies om sy rug teen die Here te draai en aan Satan se span te wees. So wanneer Paulus hierso sê, julle moet daardie man aan Satan oorgee, beteken dit, hierdie man het nou klaar gekies dat hy wil aan Satan se kant wees. So laat hom nou maar gaan, sodat hy kan sien wat die gevolge is, wanneer hy aan Satan se span is. Wanneer hy sy rug op die Here draai. So dit is, laat hom die vrugte van sy
hardkoppigheid pluk, is die les hierso vir ons sê. Dan sê dit vir ons hierso, om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Nou ek wil so 'n bietjie ekstra tyd hierso neem om net hierdie vir ons mooi te verduidelik. Want as dit hierso vir ons sê om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie, met so iemand moet julle nie eers saam eet nie, dan raak party mense so bietjie de mekaar en dit is omdat ons in die Nuwe Testament duidelik sien hoe Jesus saam met sondaars geëet het. Dit is juist hoekom die Fariseërs gekla het oor Jesus. Hulle het gesê, weet hy eet saam met die slegte mense en hy gaan na hulle huise toe en al hierdie tipe dinge. Dit is in die konteks van hierdie geklaarry van hulle teenoor Jesus, omdat hy saam met hierdie mense geëet het, dat Jesus die volgende 3 stories vertel het. Die eerste storie was gewees van die herder wat die 100 skapies gehad het en 1 skapie het weggeraak. Die herder het toe die skapie gaan soek en hom teruggebring na die kraal toe. Die tweede verhaal is van 'n vrou met 10 muntstukke wat een van die muntstukke verloor het en sy het haar hele huis omgekeer om haar muntstuk te vind en sy het hom gevind en sy was baie bly geweest. Sy het sommer 'n partytjie gehou daaroor. En dan die derde storie is die storie van die verlore seun wat sy pa se huis verlaat het toe op die einde van die dag alles verlaat het. Toe sy vriende hom klaar misbruik het en gebruik het en toe besef hy, weet wat, ek moet liewer teruggaan na my pa se huis toe. Selfs die slawe in my pa se huis of die dienaars in my pa se huis lewe beter as wat ek lewe. En toe hy kies om terug te gaan, toe sy pa hom nog van 'n ver pad af gesien het sy pa na hom toe gehardloop en hom geomhels. Nou hoekom het Jesus hierso vir ons 3 stories vertel? Hoekom het hy nie net 1 storie vertel nie? Hoekom het hy nie net vir ons die storie van die verlore seun vertel nie? Want in elkeen van hierdie storie is daar 'n element wat bietjie anders is. In die een storie van die skapie weet dat hy verlore is, maar hy ken nie die pad terug nie. So gaan ons mense in die wêreld ontmoet, wat weet dat hulle verlore is, maar hulle weet nie hoe hulle die probleem kan oplos nie. Hulle ken nog nie en verstaan nog nie Jesus en die evangelie nie. En so die herder het uitgegaan om daardie skapie, om daardie tipe mense te help. So Jesus was gewillig om saam met daardie mense om te gaan en om hulle te help om saam met hulle te eet, want hy wou vir hulle die weg gewys het. Dan kry ons 'n tweede groep mense soos die muntstuk. Hulle weet nie eers hulle is verlore nie en hulle weet ook nie hoe om hulle probleem op te los nie, want hulle weet nie eers hulle het 'n probleem nie. En Jesus wil ook hierdie mense help, want hulle besef nog nie hulle sondigheid of hulle slegheid nie. Jesus wil vir hulle uitwys waar hulle tekort kom in hulle lewe en dan vir hulle die oplossing bied. So, die herder het uitgegaan om die skapie te soek, die vrou het gegaan om die muntstuk te soek, maar dan sien ons in die derde verhaal dat die pa het nie uitgegaan na die varkehok om sy seun te gaan sien en hom terug te sleep huis toe nie. Nee, die seun het self gereageer op die roepstem van die Heilige Gees in sy hart om self terug te keer na sy pa se huis toe. En die pa het daarso by die huis gewag. En toe die pa sien hoe die kind self gekies het om terug te kom, toe die pa na hom toe gehardloop en hom omhels. Want daardie seun verteenwoordig mense wat weet dat hulle verlore is, maar ook die pad terug ken. Dit is die tipe mense wat ek sal sê hierso in vers 11 van gepraat word wanneer Paulus sê met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Wat beteken dit basies? Daar is niks wat jy meer kan sê of doen vir daardie persoon om meer waarheid met hulle te deel om hulle terug te bring nie. Die Heilige Gees praat met hulle harte en hulle moet daarop reageer want hulle weet klaar wat is reg. Hulle ken vir Jesus, hulle ken vir die evangelie en hulle moet self 'n keuse maak in hulle hart. En so daarom sien ons hierdie een belangrike verskil in daardie 3 stories wat Jesus vertel het. En onthou die konteks van daardie 3 stories was juis Jesus wat saam met slegte mense gaan eet het. En so Jesus het probeer vir die mense wys dat jy kry verskillende tipes mense in die wêreld wat slegte dinge doen. Party mense is opsetlik, hulle wil net doen wat sleg is, hulle is in heeltemal rebellie teenoor God. Ander mense doen wat sleg is en hulle wil graag beter doen, maar hulle verstaan nog nie die evangelie nie, hulle ken nog nie vir Jesus nie. So ons het 'n werk om daardie mense uit te soek en om met hulle te deel. Nou in hierdie geval, hierdie broer wat so stout was en met sy pa se vrou of sy stiefma gelol het, hy was heel moontlik in regte rebellie gewees. Hy het geweet wat is reg, onthou hy word 'n broeder genoem in 1 Korintiërs hoofstuk 5. So dit is die saak waarvan hiervan gepraat word. So ek hoop dit help julle om bietjie mooier te verstaan wat hierso van gepraat word en wat Paulus bedoel. Want sê dit vir ons hierso, sodat sy gees gered kan word. So kerkdig is rehabiliterend. Onthou dis die doel is om te herstel. Nou onthou liewe kyker by die huis, partykeer word geen kerk dissipline toegepas nie en dan is dit nie goed vir ons kerk nie as ons kerk in 'n gemors soos wat ons vandag kan sien. Aan die ander hand word daar miskien kerkdissipline toegepas, maar nie met liefde of met die doel om te herwin nie en dan veroorsaak dit ook probleme. Albei hierdie dinge is nie wat ons in ons kerke wil sien nie. Ons wil hierso mooi doen wat die Bybel vir ons sê, dat met kerkdissipline wees en dit moet gedoen word in liefde met die doel om mense te herstel, om mense te help. Dan is ons kyk hierso na Dinsdag, die titel is Beskerming van die kerk se identiteit. So in 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 1 tot 11 gaan Paulus voort met sy bespreking oor hoe Christene probleme wat met lidmate te maak het, behoort te hanteer. En ek gaan eerlik wees,
hierdie is nogal 'n moeilike stukkie en ek dink ons moet regtig baie mooi dit studeer en daaroor bid en gaan lees wat die Gees van Profesie vir ons sê, want ek dink baie mense verduidelik en verdraai hierdie hoofstuk in hierdie vers op 'n manier wat baie gevaarlik is. Dit vra hierso vir ons om te kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 3, 12 en 13 wat ons klaar na gekyk het. Ons gaan fokus op hierdie 13 verse hierso in hoofstuk 6. Wat probeer Paulus by ons en by die Korintiërs hier tuisbring? So kom ons kyk na daardie verse. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie? Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges? Dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle dat julle regsaake met mekaar het. Waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle julle nie liewer berowe nie? Maar julle doen onreg en pleeg roof, en dit aan broeders. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers, of wellustiglinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is regverdig in die naam van die Here Jesus en in die gees van ons God. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam. So in 'n eenvoudige kleuterskool Afrikaans. Wat is die probleem wat Paulus hierso probeer tuisbring onder die mense in Korintiërs of in Korinte? Die probleem hierso was dat die mense in die kerk het regsaake teen mekaar gehad en hulle het dit na die hof van die wêreld gevat, na die ongelowige mense, en dit het die naam van die kerk regtig deur die modder gesleep. Want die heidense mense, die mense wat nie in Jesus glo van Jesus weet nie, hulle het by hulle self gedink, "Sjoe, kyk hoe hierdie Christen mense so onder mekaar beklei en mekaar hof toe sleep en al hierdie tipe dinge." Nou hierso moet ons 'n baie belangrike punt noem. Liewe kyker by die huis, baie keer word hierdie verse gebruik om onreg in ons kerk, veral seksuele onreg wat plaasvind tussen leiers en lidmate, om dit onder die mat in te sleep en weg te hou, en ek weet nie of dit so 'n wyse slim idee is nie. En as ek kyk wat die les hierso vir ons sê, dink ek die les glo ook nie dit is so 'n goeie idee nie. Die les gaan nou natuurlik wees soos altyd hierso in die Koine Griekse woorde en al hierdie tipe dinge, en ek dink dit is nie nodig nie, net eenvoudige Afrikaans, mooi boere Afrikaans kan jy verstaan wat hierso bedoel word. So, dit sê hierso vir ons, hierdie is nie gewone strafsaake wat van gepraat word nie, of soos die Engelse les vir ons sê, criminal cases te maak het nie. Nou, ek gaan hierso 'n stappie terugvat en ek gaan sê, weet julle wat, liewe kykers by die huis, ek gaan nie maak asof ek alles weet en of ek super slim is en presies weet wat 'n sake van hierso gepraat word in 1 Korintiërs hoofstuk 6 nie. Ek dink, as iemand in die kerk ietsie by my steel, gaan ek nie onmiddellik polisie toe gaan of hof toe gaan nie. Ek gaan na daardie broeder toe gaan, ek gaan met hom praat, hopelik gaan hy vir my goedjies teruggee, en hy gaan sê dat hy is jammer, en dan het ons nie die kerk of Jesus se naam deur die modder gesleep nie, hy hoef nie tronk toe te gaan nie, dit is persoonlik wat ek sal doen. Maar dan kan ek ook die punt insien, waar daar kerkleiers is, wat lidmate molesteer of verkrag, of wat ook al dit mag wees, en ek dink daar's ernstiger stappe wat daarso geneem moet word. So ek gaan nie presies vir julle sê wat om hierso te doen nie, maar ek sal sê, bestudeer dit bietjie vir julle self, gaan lees bietjie wat die Gees van Profesie daarvan sê, maar asseblief, as daar onreg is in die kerk, veral as dit kom by seksuele dingetjies wat plaasvind tussen leiers en lidmate, of jong mense, kinders, of al hierdie tipe dinge, moet dit asseblief nie stil hou nie. Jy kan miskien probeer om nie die kerk se naam deur die modder te sleep of wat ook al nie, maar daar sal gevolge moet wees. Daar moet kerkdissipline wees, sodat ons die lidmate in ons kerke ook kan beskerm. Dit is 'n baie belangrike ding vir ons om in gedagte te hou. En ek wens dat ek nie hieroor hoef te gepraat het nie, maar
Ek moet dit noem want dit is ietsie wat baie belangrik is en baie keer word hierdie verse hierso misbruik vir mense om hulle sondes weg te steek en vir mense te sê, as jy vir iemand gaan vertel wat ek aan jou gedoen het, dan gaan jy die kerk se naam deur die modder sleep of wat ook al dit mag wees. So soos wat ek gesê het en ek sal dit herhaal, ek persoonlik, as iemand by my gesteel het of ietsie soos dit, verkies ek om nie onmiddellik polisie toe te gaan daarmee nie. Ek wil nie hulle moet tronk toe gaan of iets soos dit nie. Ek wil hê dat hulle verhouding met my en met die Here herstel moet word. Maar ek kan ook insien dat daar party baie ernstiger sake is waar dit partykeer nodig gaan wees om die polisie te kontak, om mense te beskerm van fisiese geweld of seksuele geweld of wat ook al dit mag wees. En ek dink dit is ook die idee wat ek kry wanneer ek hierdie week se les bestudeer waarvan hierso gepraat word. Nou die les sê hierso vir ons, die reg of die hof se gesag word immers in Romeine 13 vers 1 tot 5 bekragtig. Nou ek weet nie so mooi of daai spesifieke konteks is vir die gesag van die hof vir kerkmense wat met mekaar stry of net oor die algemeen vir die samelewing, oor hoe die samelewing het hierdie gesag in die hof nodig nie. So ek gaan nou nie miskien so ver gaan soos wat die les hierso sê nie, maar ek stem ook saam dat ons kan nie onder die mat dinge net invee wanneer daar probleme is nie. Daaroor moet oor gepraat word, dit is belangrik. So die feit dat 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 1 tot 11 se hofsaake tussen gelowiges op een lyn gestel word met skrifgedeeltes wat oor seksuele losbandigheid gaan, beteken moontlik dat die saak of klag waarvan daarvan gepraat word ook met seksuele losbandigheid te maak het. Hierso kan ons nie verseker sê wat die geval is nie. Was dit 'n siviele saak oor 'n kleiner geskil of oor eiendom, so seksuele wangedrag, ons weet nie presies wat dit is nie, maar ek het nou presies vir julle gesê wat ek op die oomblik daarvan dink en ek gaan nie maak asof ek die heel regte antwoord en die A, B tot Z en die ja en die amen van hierdie het nie. Ek dink elkeen van julle moet bietjie gaan studie doen daaroor vir julleself en gaan lees wat die gees van profesie ook daaroor sê. So dink 'n bietjie na oor die ondeug wat Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 10 en 11 as ook hoofstuk 6 en 10 lys. Waarom word seksuele sonde saam met ander sondes soos afgoderry, diefstal, gierigheid en geldafpersing genoem? Nou wanneer ons kyk na hierdie lys dinge wat hierso genoem word, veral as ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 9 en 10, sê hy mos duidelik, moenie jouself flous nie, moenie vir jouself jok nie, die onregverdige mense gaan nie die koninkryk van God beerwe nie, en dan lys hy vir ons al daai tipe dinge. Dit beteken nie dat in die Here se oë word al daardie tipe dinge gesien op dieselfde vlak nie. En soos wat ek laasweek gesê het, en nou weer eens gaan sê hierdie week, al is dit 'n klein sonde, of al is dit 'n groot sonde, al is dit in die Here se oë 'n sonde met klein skuld of groot skuld, die feit is dat albei van hulle dra skuld. Die feit is dat die loon van die sonde bly dood, of dit nou 'n klein sonde, of 'n medium sonde, of 'n groot sonde is, en onthou, alle sonde is nie presies dieselfde in grootte nie. Daar's baie mooi Bybelse bewyse vir ons van Moses wat sê, die volk het 'n groot sonde teenoor die gesondig. Skrede na Christus verduidelik ook vir ons mooi hoe alle sondes nie dieselfde gesien word nie. Party van gaan harder gestraf word as ander sonde. Maar die feit is, straf gaan daar wees. So, daar's nie een sonde wat ons kan pleeg waarvan die loon van die sonde nie dood is nie. Dit is die belangrike punt. So seksuele sonde word hierso genoem saam met afgoderry en diefstal en gierigheid en geldafpersing. Hoekom? Want dit behandel baie verskillende dele van die samelewing en dit wys vir ons dat niks van hierdie dinge kan geïgnoreer word nie. Net om dit ietsie miskien as 'n kleiner dingetjie gesien word, beteken dit nie dat ons moenie daaroor praat of dit probeer herstel of daardie probleem uit ons kerke uitroei nie. Al daardie tipe dinge is nog steeds ernstig genoeg dat mense vir die ewigheid kan verloor en kan sterf daarvoor. Of dit nou afgoderry is, diefstal, gierigheid, geldafpersing, seksuele sonde, partykeer in ons kerke dan fokus ons net op hierdie een tipe ding of ons fokus net op daardie ander tipe ding, maar ons moet alles in gedagte hou. Of dit nou 'n klein dingetjie is of 'n groot dingetjie is, as ons getrou is in die klein dingetjies, sal ons getrou wees in die groter dinge. As ons ongetrou is in die klein dingetjies, gaan ons ook ongetrou wees in die groter dinge. So Woensdag se titel is 'n teenmiddel vir seksuele losbandigheid. Nou dit is mos nou fantastiese nuus, 'n teenmiddel. Nou gaan ons uiteindelik 'n antwoord kry, hoe kan ons nou hierdie probleem oplos? Want die seksuele losbandigheid was nie net erg gewees in daai tyd nie. Dit is selfs erg in vandag se tyd. Behalwe as jy heeltemal blind is en jy weet glad nie wat rondom jou aangaan in die wêreld nie, selfs in die kerk nie. So wat is die teenmiddel? Wat is 'n oplossing? Hoe kan ons seker maak dat hierdie dinge nou nie in ons lokale kerke of in ons huisgesinne gebeur nie? So kom ons lees 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 1 tot 8. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons hoe dat heiligmaking en seksuele onthouding met mekaar
verband hou. So kom ons kyk daarso na daai verse. Verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus dat julle, soos julle van ons geleer het hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle jul moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. Nie in hartstogtelike begeertheid soos die heidene wat God nie ken nie. Dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook al van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Dit is verskriklike streng woorde. Nou as ons teruggaan na daarso vers 3, vers 4 rond, daarso in die middel van hierdie stukkie wat ons nou net gelees het, kan ons sien dat deel van heiligmaking, onthou dis die vraag van die les hierso vir ons vra, is dat ons onsself weerhou van hoerery. Hoerery is basies nou maar 'n algemene term wat in die 53 vertaling gebruik word vir seksuele losbandigheid, of dit nou seksuele aktiwiteit buite die huwelik is, of dit nou egbreek is, of wat ook al dit nou mag wees. Daardie tipe dinge en die lewe van iemand wat hulle lewe oorgegee het aan Jesus, gaan nie hand in hand aan mekaar nie. Daar sal sommer vir jou 'n baie duidelike maatstafie vir jou om uit te vind hoe jou verhouding met Jesus loop. As jy besig is met seksuele immoraliteit, of dit nou pornografie is, of wat ook al dit mag wees, en ek is seker dat die slim mense in die wêreld gaan vir jou sê, dat nee, dit is normaal en dis gesond en al hierdie tipe dinge. Okay. Maar ons ander normale mense weet dat daardie tipe dinge is nie okay nie. Dit het 'n slegte effek op jou brein, hoe jy ander mense hanteer, en al daardie tipe dinge. Jou liggaam is 'n tempel van die Here. So as ons onsself besig hou met daardie tipe nonsens, dan is dit sommer 'n duidelike dingetjie wat vir jou wys, jy is nie besig om saam met die Here te stap nie. En net omdat baie mense in die wêreld dit doen, of selfs mense in die kerk dit doen, maak dit nie okay nie. Ander mense is nie ons voorbeeld nie. So hoewel Paulus sy skrywe in die bogenoemde skrifgedeelte aan iemand anders rig, gee die apostel hier 'n universele beginsel, met ander woorde ietsie wat op alle gesinne van toepassing is. Nietemin laat dit mens steeds wonder, wat op daardie was in Korinthe aan die gang? Wat is die oorsaak van al hierdie probleme? Die oorsaak natuurlik is dat mense nie 'n totale oorgawe maak van hulle lewe aan Jesus nie. Hulle hou vas aan ietsie. En as jy aan ietsie vashou en jy maak 'n kompromie in ietsie kleins, dan hoekom kan jy nie nou maar 'n kompromie aangaan met ietsie anders nie? En ietsie anders nie. En ietsie anders nie. En op die einde van die dag beweeg jy van 99% na 0%. Want dit is of 100% vir Jesus, of jy gaan glad nie vir Jesus lewe nie. Dit is nou maar net die feite. Klaarblyklik het die party van die Korintiese Christene die volgende denkwyse gehad. Die feit dat die evangelie mens vrymaak, beteken dat jy 'n ongebonde lewe mag lei. En dit is presies wat baie as dit nie meeste van die Christenmense in die wêreld vandag dink nie. Hulle dink, okay, Jesus het vir my gesterf aan die kruis, so nou het ek 'n get out of jail free card, en nou kan ek nou maar net doen soos wat ek wil. Solank as wat ek net elke aand op my knieë gaan en vir Jesus sê dat ek is jammer, al is ek nie regtig jammer nie, kan ek nou maar net aanhou beplan om te doen wat verkeerd is. Daar's geen verandering wat in my hart plaasvind nie. Ek is nie regtig 'n nuwe mens nie, ek is maar nog steeds die ander mens. Dit is verskriklik hartseer. Die les sê hierso vir ons dat ons is bevry van sonde. Ons is nie bevry sodat ons kan aanhou om te sondig nie. Onthou, Jesus het gekom om ons van ons sonde te verlos, nie om ons toe te laat om net te doen wat ook al ons wil nie. Selfs as 'n verkeersbeampte jou moes nou gestop het omdat jy te vinnig bestuur het, gaan jy nie vir hom jammer sê en dan onmiddellik trek jy daar weg 160 km/h nie. Nee, jy wil mos nou gehoorsaam wees aan die wet wat jy oortree het. En die goeie nuus is dat in ons Christelike lewe hoef ons nie eers self binne ons vir die krag te soek nie, want Jesus gee vir ons die krag sodat ons gehoorsaam kan wees aan die wet van die heelal. So ten eerste word ons uitgeken as mense wat in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God gewas, geheilig en regverdig gemaak is. Dit is mos in 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 11 en vers 9 en 10 noem dit al daai tipe dinge wat die mense uit die hemel uit gaan hou, en dan sê hy vir ons, so was party van julle gewees, maar ons is gewas, geheilig en regverdig gemaak. Daardie dinge moenie meer in ons lewe heers nie. Ons kan nuwe mense wees deur die skepende krag in God se woord, toe hy nuwe mense in ons maak. So ten tweede is die gelowige se liggaam deel van Christus. Dit beteken dat ons is in verborgenheid met Christus se lewe. En die Bybel sê vir ons dat as iemand met iemand anders in seksuele omgang het, dan word hulle een liggaam met daardie persoon.
So jy kan net met myself indink as mense rondgaan hierso en daarso en hierso en daarso en hierso en daarso, hoe die mekaar dit moet wees en die emosionele wonde wat dit los in mense gedagtes in mense lewe. So eenwording met Christus deur die Gees, dit bepaal die Christen se etiek rakende seksuele dinge. So definitief ons moet 'n totale oorgawe maak aan Jesus. En wat beteken dit prakties? Dit beteken om 'n totale oorgawe te maak aan die woord. As ons 'n totale oorgawe maak aan die geskrewe woord, dan maak ons 'n totale oorgawe aan die lewende woord. So ten derde is ons liggaam 'n tempel van die Heilige Gees. Rentmeesterskap, mense, rentmeesterskap. Die enigste manier om 'n heilige lewe met die nodige integriteit rakende seksuele dinge te lei, is deur 'n hegte band met Christus, deur die Heilige Gees te handhaaf. En liewe kykers by die huis, dit is een van die belangrikste sinnetjies in ons hele les. Die probleem is dat wanneer ons wegstap van Jesus af, wanneer ons vashou aan ietsie in ons lewe, maak ons die deur waawyd oop vir al hierdie nonsens om in ons lewe in te kom. Maar as ons 'n totale oorgawe maak van ons lewe aan Jesus en ons glo daar is skepende krag in sy woord, gee hy vir ons die oorwinning. En ek ken dosyne mense wat al oor die oorwinning behaal het oor seksuele immoraliteit in hulle lewe deur hierdie metode van om staat te maak op die skepende krag in God se woord, 'n totale oorgawe. So dink net aan al die verwoesting wat seksuele sondes onder die mensdom saai. Wat sê dit vir ons oor die ernstige lig waarin die Christen hierdie kwessies behoort te skou? Daar's mos nou verskriklik baie probleme. Daar is kinders wat moet groot word in huishoudings waar hulle net een ouer het. Daar is egskeidings wat plaasvind. Deesdae woes egskeidings. Egskeidings as dit afneem, is dit net omdat mense nie eers mee trou nie. Hulle bly mos nou maar net saam, want hulle wil nie beloftes maak nie. Hulle wil vinnig kan uitloop en weghardloop as dinge nie gaan soos wat hulle dit wil hê nie. En as jy 'n jong dame is, onthou maar net, as jy toelaat dat jou kerel saam met jou slaap, gaan hy heel moontlik nie met jou trou nie. En ander verwoesting wat seksuele sondes onder die mensdom saai, is natuurlik aborsie. Aborsie, baie mense gaan miskien nie daarvan hou as ek daarvan praat nie, maar iemand moet dit sê, en nou is ek nog gelukkig nou maar vandag die ou wat daaroor moet praat, maar aborsie verwoes meer lewens, vernietig meer menslewens elke jaar as die ander top 10 redes vir mense se dood volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie saam elke liewe jaar. So meer kinders word geaborteer, as dit die Afrikaanse woord is, elke jaar as mense wat doodgaan van kanker, hartaanvalle, al daardie tipe dinge, as jy hulle saamtel by mekaar. Mense is nie bewus van hoe erg dit is nie. En die hoeveelheid mense wat aborsies het as gevolg van verkrachting of al hierdie tipe dinge is klein persent van die hoeveelheid aborsies wat plaasvind. Miljoene kinders word elke jaar geaborteer. Dit is een van die dinge wat ek baie passievol oor is om 'n verandering te probeer teweegbring aan hierdie tipe ding. Veral in ons Christelike kerke. Dis iets waaroor ons moet gesels, dis die nommer 1 rede vir menslike dood elke liewe jaar. En daar moet meer lig geplaas word op hierdie onderwerp. Dit is verskriklik hartseer. Maar as jy jou eie kinders het, dan sal mens heel moontlik bietjie meer omgee oor hierdie onderwerp. Nou donderdag se titel is dan die huwelik en enkellopenheid. So, liewe kyker by die huis, jy is in een van hierdie groepies. Jy is of getroud of jy is ongetroud. Of jy nou 'n weduwnaar is of 'n weduwee, jy sal enkellopend wees dan. Die feit dat ons liggame 'n tempel van die Heilige Gees is iets wat Paulus binne die konteks van 'n waarskuwing teen seksuele losbandigheid skrywe. Om 'n tempel van die Gees te wees, is al manier om heilig te lewe. Amen. Dit is baie mooi. Die kerk is immers 'n Christusgerigte gemeenskap wat haarself apart van omringende invloede hou. Wel, dit is hoe dit behoort is om te wees. Dit is die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat hierdie moontlik maak. En natuurlik kan jy dan verstaan dat as die Heilige Gees nie teenwoordig is nie, dan is die omringende invloede besig om die kerk oor te neem. So die kerk is soos 'n bootjie wat op die see dryf en die see is soos die wêreld en die bootjie is soos die kerk, en as die water van die see in die bootjie inkom, dan gaan die bootjie sink. So nou gaan ons kyk daarso na 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19 aan tot by hoofstuk 7 vers 9. In hoofstuk 6 vers 18 vermaan Paulus ons vlug weg van onsedelikheid. Hoe werp die langer skrifgedeelte lig op metodes vir die praktiese uitleef van hierdie vermaaning in vers 18. So let net daarso op daai spelfoutjie daarso vir ons, daarso op die vraag daarso op donderdag. So kom ons kyk gou na daai verse.
Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Beheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het, dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie. Maar vanweë die hoerery moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Die man moet aan die vrou die verskuldige welwillendheid bewys en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so ook die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy. En kom weer by mekaar sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie. Want ek wens dat alle mense soos ek was, maar elkeen het sy eie genadegawe van God. Die een so en die ander weer ander. Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek. Maar as hulle nie kan beheer nie, laat hulle trou, want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. So 'n belangrike lesie wat ons hierso moet verstaan uit hierdie verse uit, is dat jy moet nie net sommer nou vinnig met iemand gaan trou, omdat jy enkellopend is en jy kan jouself nie beheer nie, so nou ontmoet jy die eerste persoon en nou trou jy sommer met daardie persoon nie. Nee, dit is nie waarvan hier gepraat word nie. Jy moet besef dat as jy gaan moet trou, omdat jy nie selfbeheersing het nie, moet jy nog steeds die regte huweliksmaat soek. Iemand wat dieselfde geestelike beginsels glo as wat jy glo. Iemand wat dieselfde lewensuitkyk en doelwitte het as jy. Twee kan nie saamloop as hulle nie saamstem nie, sê Amos vir ons. So daardie beginsels geld nog steeds. Moenie dink dat wat Paulus hierso nou sê is, okay, jy kan jouself nou nie meer beheer nie, so nou moet jy sommer met die eerste vrou gaan trou wat jy ontmoet nie. Nee, dit is nie wat hierso bedoel word nie. So 1 Korintiërs hoofstuk 7 bevat heelwat belangrike lesse oor seksualiteit. As eers voorskrifte oor die huwelik en dan is daar voorskrifte rakend enkellopendheid. So dis nie dat die een verkeerd is en die ander een is reg of enigiets soos dit nie. As jy enkellopend is daar sekere voordele. As jy in 'n huwelik is daar sekere voorbeelde, maar ons weet baie duidelik dat Jesus het vir ons gesê in die begin toe mense geskaap het, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Nou dit beteken nie noodwendig dat elke persoon gaan betrou nie. Jy kan ongetroud wees en nog steeds nie alleen wees nie, want jy het goeie vriende of familie of wat ook al dit mag wees. Maar ons weet dat Paulus oor die algemeen in die Nuwe Testament het nie 'n negatiewe siening van die huwelik nie, want as ons kyk na 1 Timoteus hoofstuk 4, 1 Timoteus hoofstuk 5 en Hebreërs hoofstuk 13, sien ons dat die huwelik word daarvan gepraat eintlik in 'n positiewe sin, nie in 'n negatiewe sin nie. Nou ek persoonlik, vir die van julle wat dit nou nog nie weet nie, ek is getroud en ek is baie gelukkig getroud en ek is baie gelukkig dat ek getroud is ook en ek dink dit het my werk vir die Here verbeter en vergroot en ek sê nie dat dit noodwendig waar is vir almal nie. Ek dink daar's party mense wat getrou het en hulle het heeltemal in die afgrond afgegaan en daar's party mense wat enkellopend is wat in die afgrond afgaan. So elkeen van ons moet dit 'n saak van gebed maak en die Here sal aan ons openbaar wat sy wil is vir ons lewens. En Paulus sê, jy weet, hy wens dat almal was soos hy, maar hy sê mense het verskillende gawes, so dit lyk vir my asof dit ook 'n gawe is wat die Here vir mense gee om so te kan lewe soos wat Paulus was in daardie situasie. En daar's ook ander mense wat geestelike leiers was wat selfde situasie was. Ons weet natuurlik dat Jesus homself toe op aarde was hy ook nie getroud gewees nie. Hy was ook enkellopend gewees. So opvallend hier is hoe Paulus sy vermaaning in 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 18 vlug weg van onsedelikheid op een lyn met die volgende twee begrippe stel, naamlik om jou met Christus te verenig, so om gevul te wees deur die Heilige Gees en om 'n tempel van die Heilige Gees te wees. Het die mense enigstens beter maniere om seksuele losbandigheid te ontvlug as met die laasgenoemde twee voorskrifte? Allerminst, daar is nie 'n beter manier nie. Wat meer is, God het seks geskep, maar slegs om binne die huwelik geniet te word. En onthou, selfs binne in die huwelik kan dit op verkeerde maniere gebruik word. En die Gees van Profesie het baie dinge daaroor geskrywe en gesê, so gaan lees bietjie daarop. Daar beteken nie nou dat omdat jy getroud is, kan jy net doen wat jy wil, of wat ook al nie. Natuurlik is daar nog baie ander dinge wat aan gedink moet word. So met die vermaaning, vlug weg van onsedelikheid, het Paulus moontlik Josef se verhaal in gedagte gehad. Ons weet van Potifar se vrou, wat hom probeer verlei het, stoute mense, en hy het opgestaan vir Jesus en vir die waarheid, en hy het gevlug. Verwronge sienings oor seksualiteit voer die boetoon in ons tydvak. Dit het kultuur geword. Hoe kan ons as 'n kerkgenootskap onsself daarteen beskerm? Wel, een baie duidelike manier om onsself daarteen te beskerm, wat die les mos nou duidelik vir ons leer hierso is, dat as dit plaasvind in ons kerk, moet daar kerkdissipline wees. Nie om die persoon af te kraak nie, maar om die persoon te help om hulle te herstel. Met liefde
in gebed met die persoon te werk volgens die skrif wat ons het, die Bybel vir ons sê daar in 1 Korintiërs hoofstuk 5, omdat ons die mense wil help. En natuurlik, behalwe die feit dat daar kerkdissipline moet wees vir sulke situasies wat baie keer nie gebeur nie, ons moet besef dat die kultuur van die wêreld word in ons kele afgedruk deur die vermaak van die wêreld. Of dit nou die films is van die wêreld, of die musiek is van die wêreld, dit is die hoofmanier hoe Satan die kultuur van die wêreld aan ons bied, en dit aanloklik stel vir ons jong mense. So dit help nie, as jy 6 dae 'n week die films van die wêreld kyk, en dan gaan jy Sabbat kerk toe, en dan sing jy Jesus is so lief vir my, dit maak my hartjie bly nie. Dan spandeer jy baie meer tyd met die wêreldse kultuur, as met Jesus se kultuur, en natuurlik voed jy mos nou die verkeerde wolf, en dan gaan daardie wolf mos nou wen. So, dit beteken, ons moet daardie wêreldse kultuurbronne uit ons lewe uitsny, nou, onmiddellik, vandag, en meer tyd spandeer met die hemelse kultuur, die Bybelse kultuur, sodat dit ons eerste prioriteit kan wees, sodat ons daai nabye verhouding met Jesus kan hê. Dan Vrydag sê vir ons hierso om te kyk na Handelinge van die Apostels. Asseblief mense, as julle daai boeke het, gaan lees asseblief hierdie mooi gedeeltes. Dis 'n fantastiese boek. Dan het ons 3 aanhalings hierso uit die Gees van Profesie wat ek vir ons gaan lees. Dit sê so vir ons: niemand kan enige voordele uit heiligmaking trek en terselfdertyd selfsugtig en gulsig wees nie. Verstomheid is die vermoë van ons gestel om voortdurend mishandeling te hanteer. Tog het die swak gewoonte van konstante ooretery en oordrinkery aftakelende uitwerk op ons liggaamsfunksies. Mens bespeer dit selfs by belydende Christene dat die liggaam se natuurlike prosesse belemmer word omdat mense die bevrediging van hul verworde aptyt en hul vleeslike begeertes najag en sodoende hul fisieke, verstandelike en morele kragte uitput. Selfbeheersing sal ons net kry wanneer ons 'n totale oorgawe van onsself maak aan Jesus. Die tweede paragraaf daarso uit Gees van Profesie: wanneer mens die eie ek ten volle afsterf en elke afgod uit die innerlike gewerp het, laat dit 'n ligleegte. Wat dan invloei is die Gees van Christus, die Heilige Gees. So iemand het die geloof wat deur liefde aangedryf word en wat die binneste van elke greintjie sedelike verval en geestelike smet suiwer. Daardie paragraafie som mooi vir ons op die oplossing vir hierdie probleme wat ons na gekyk het hierdie week. Dis om onsself leeg te maak van die eie ek en vol van Jesus. Wat God begeer is om ons te veredel totdat ons die hoogtes en suiwerheid van sy hemelse standaard bereik. Hiertoe stoei die Heilige Gees voortdurend met ons. Dit is juis in ons aangebore neigings, die wat die Gees van God probeer regmaak, wat die saadjies van 'n terminale morele agteruitgang te vind is. So dan het ons hierdie 3 besprekingsvrae. Die eerste een: baie van die Korintiese gelowiges wou inpas by die hoofstroomkultuur ten einde deur die destydse samelewing aanvaar te word. Waarom is dit so dodelik vir die Christelike identiteit? Hoe gemaak sodat ons nie self ook in hierdie struik beland nie? As jy die kultuur van die wêreld gaan najag, gaan jy vir ewig en ewig aanhou hardloop, want daar is net nie 'n einde nie. So hou op met die vermaak van die wêreld, die versierings en die kleding van die wêreld, die musiek van die wêreld, en spandeer tyd op saam met ewige dinge, jou familie, natuur, die Here, die belangrike dinge, met die hemelse kultuur. Dit is hoe ons onsself kan vrymaak, vrykoop van hierdie slawerny wat die wêreld vir ons wil bied, is deur Jesus se gawe wat hy vir ons gee, gratis en verniet. Nommer 2, let op Paulus se retoriese vraag: of besef julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Der laaste een vereis 'n daadwerklike en klinkklare antwoord, iets soos: maar natuurlik ja, ons weet dat ons liggame 'n tempel van die Heilige Gees is. Hoe help hierdie vraag ons om die presiese aard van Paulus se kommer aangaande die Korintiese gelowiges te verstaan? Waarom behoort ons vandag steeds besorg oor hierdie kwessies te wees? Wel, as ons lief is vir die Here se kerk, as ons lief is vir mense rondom ons, sal ons met mense gesels oor dinge wat ons sien, wat hulle skade aandoen en wat ander mense skade aandoen. Ons moet minder dink van ons eie reputasie en wat mense van ons dink, en ons moet getrou wees aan die boodskap wat die Here vir ons gegee het in sy woord, sodat ons die trompet kan blaas soos wat hy wil hê ons moet dit doen, dat ons die 3 engele boodskap aan die wêreld kan bring, en dat ons daai ware liefde vir die mense kan wys rondom ons. Dit is die kommer wat hy gehad het, want as 'n sout sy smaak verloor het, is dit niks werd nie, is wat Jesus vir ons gesê het. So die huwelik kom van God, en behoort met eerbied behandel te word. In die hedendaagse wêreld beskou talle dit as 'n oudmodiese, uitgediende instelling. So hoe kan ons aan die wêreld toon dat die huwelik in der waarheid 'n gawe van God is en dat dit regstreeks uit Eden kom? Ons kan dit vir die wêreld wys deur die huwelik reg te doen. Adventist Home, die Gees van Profesie sê vir ons, ek ken nou nie die Afrikaans nie, maar die Engels sê vir ons, a well-ordered, well-disciplined, so 'n goed georganiseerde, goed gedissiplineerde gesin, doen verskriklike goeie werk
vir die beeld van Christen boodskap, want dit wys prakties die krag van die evangelie om mense te verander. Sodat jou buurman na jou huis gaan kyk en jou gesin gaan kyk en nie gaan sê, hulle wil jou huis of jou kar of jou geld of jou besigheid hê nie, maar hulle wil daar die vreugde en daar die vrede hê wat hulle kan sien in jou gesin. So, maak seker dat ons volgens die Bybel en die gees van profesie se raad oor hoe om ons lewensmaat te kies, oor hoe om lief te wees, om hoe om respek te hê vir ons lewensmaat, en dan as ons die huwelik Jesus se manier doen, wat heeltemal anders gaan wees as die wêreld se manier, gaan die mense sien dat dit is 'n gawe van God, dit is ietsie mooi en ietsie belangrik. So liewe kyker by die huis, as jy alles gemis het wat ons hierdie week oor gepraat het vir hierdie week se les, hier is vir jou 'n hoofgedagte. Daar is probleempies in die kerk, en hierdie probleme moet aangespreek word. Nie ek wat gaan cheat met iemand anders wat niks kan doen om die probleem op te los nie. Ek moet direk met mense gaan gesels, ek moet 'n ouderling saam met my neem, predikant saam met my neem, daar moet dissipline wees in die kerk, maar dit alles begin by my. Ek moet 'n totale oorgawe maak van my lewe, dan gaan ek 'n voorbeeld wees vir ander mense in die kerk, en dan gaan ons kerkdissipline hê, nie omdat ons mense wil uitjou of wil skaam maak nie, maar omdat ons mense wil help. En as jy iemand is wat moet kerkdissipline ontvang, dan ontvang dit nou net tog asseblief met 'n mooi gees, in die regte gees, en besef, dis nie die einde van die wêreld nie, daar's 'n rede hoekom dit plaasgevind het, die Here kan jou vergewe, dit maak nie saak wat jy in jou lewe gedoen het nie, daar's nog altyd hoop vir jou, so ontvang dit, wag jou tyd uit wanneer jy onder sensuur is, kom terug na die Here se kerk toe, draai terug na Jesus toe, sy arms is oop, soos die Vader toe die verlede seun teruggedraai het, en hy sal jou terugvat as 'n seun, hy gaan 'n partytjie hou vir jou, hy's opgewonde as ons terugdraai na hom toe, moet nooit, ooit dink, dat jy het iets in jou lewe gedoen, wat die Here jou nie kan vergewe en jou nie kan verander nie. Hy kan van jou 'n nuwe mens maak, deur die skepende krag in sy woord. Kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir hierdie les nommer 4, baie dankie dat ons kan weet dat al is daar probleme in ons kerke, het U ook vir ons oplossings gegee. Help ons om minder te dink van onsself, die eie ek, maar om gevul te wees deur die Heilige Gees, sodat ons ontslae kan raak van die seksuele sondes, die afgodery, die trots wat ons sien, selfs in ons eie kerke, dat ons kerk waarlik die sout van die aarde kan wees, 'n lig vir die wêreld. Ek bid vir elke kyker by die huis, U weet presies wat hulle nodig het, U ken hulle gebedsversoeke. Ek bid, liewe Here, dat U in al ons behoeftes sal voorsien, veral in ons geestelike behoeftes, wat ook al dit mag wees, sodat ons oë gefestig sal wees op U. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie, liewe kykers, dat julle aangesluit het vir les nommer 4 van kwartaal 3. Onthou dat al 12 preke of praatjies wat ek gedoen het in Dundee vir die tieners is nou beskikbaar op my Engelse YouTube kanaal. So ek gaan 'n link sit vir daardie video in die description of die beskrywing van hierdie video. So as jy op daardie link klik, dan gaan dit oopgemaak word. Anders sal jy hulle sien, ek is seker mense sal dit op WhatsApp vir julle rondstuur of op Facebook of waar ook al. Dis een video met al 12 preke, maar daar's seker timestamps in die beskrywing van daai video, so jy kan gaan luister na praatjie nommer 1 en dan nommer 2 en dan nommer 3. Daar's 12 praatjies, elkeen van hulle is so 30 minute of minder as 30 minute lank. Dit is in Engels en ek hoop julle sal 'n seën daardeur kry van die Here af. Baie dankie vir julle ondersteuning dat julle elke week saam met ons les gesels. Baie dankie vir julle boodskappe, vir julle gebede. Waardeer dit verskriklik baie. Sien julle dan weer volgende week vir les nommer 5, dan gesels ons bietjie les.